In 2015 was ek in die Oekraïne gewees vir omtrent 30 dae, wat ons van dorp tot dorp en plek tot plek bedien het. Dit was een van die mees eye-opening experiences wat ek gehad het. Ek was net 6 maande weergebore en elke dag het ek gedink, vandag is die dag wat ek gaan doodgaan vir Jesus. En ek was elke keer excited oor dit. Ek onthou dat ek boodskappe vir my ma gestuur, my vriende, hoorie, dankie liefie, ons gaan in 'n plek in bid. Ons is sy nie, ons weet of ons gaan uitkom hierso nie, maar weet ek is so excited om my lewe neer te lê vir hierdie kosbare evangelie en hierdie Jesus wat my gered het. En toe ek in die Oekraïne was, het ek nou 'n paar woorde opgetel daarso. Ek kon nou mense groet het, privet, kak jy la minha jibut Picard, ja, Jushni Afrika. Hallo, my naam is Picard, kom van Suid-Afrika af. Hoe gaan het met jou? Basies is dit wat ek met die ouens gesê het, wat ek kon onthou, en ek kon onthou spokojno noci, lekker slaap, en spasiba basoi, baie dankie. Ek kon van die woorde het ek nou opgetel. Toe ek nou terugkom in Suid-Afrika, het een van die mense in die Oekraïne eendag video call, en toe ek wil sê hulle moet lekker slaap, en hulle moet 'n goeie nagrus hê. Toe freak die vrou aan die ander kant uit en sê soos, goeie nag, you can't Picard, you can't say that, it's a very terrible word. Ek sê, but what does it mean? En sy wou nie vir my sê wat dit beteken nie, want goeie nagrus is blykbaar 'n baie slegte, lelike woord in hulle taal. Anyway, baie van julle gaan seker nog gaan Google, wat beteken dit, ensovoort, sterkte met alles vorentoe. Paar maande later kom ons by die huis en my maale het 'n gastekamers gehad net aan die kant hulle huis, en daar was 'n rus wat altyd by hulle kom slaap het. Sy naam is Victor gewees. En Victor het sommer partykeer 'n maand vooruit geboek dat hy weet sy plek is geboek, soos hy in Appington kom, dan het hy dan daar gebly want hy het gekom vir werk. En so een aand onthou ek kom ek by die huis en ek hoor vir Victor en ek dink wag, ek gaan nou met Victor gaan praat en ek gaan hom groet in sy eie taal en dan kan ek die gospel met Victor deel. So ek stap uit, ek sê privet, kyk deel aan Victor. Hy sê, hey, you speak Russian. Dit was eintlik Ukrainian geweest. You speak Russian. Where did you learn this language? Ek sê, no, I was in the Ukraine for 30 days. What did you do there? I said, no, I preached the gospel. Oh, you don't really believe in that myth. Sê my, ek sê, no, it's not a myth. Jesus is real. I had an encounter with him. Hy sê, nah, I don't believe it. En dan nou oomlik sê die Here vir my, Victor het nie 'n goeie verhouding met sy pa gehad nie, en daar was 'n skeer gewees en ek kon dit nooit regmaak nie. Maar ek vra toe vir hom, Victor, you didn't have a good relationship with your dad. What happened? And hy het so 'n bietjie gepause en hy sê vir my dad died. Anyone could have known that. Ek sê, no, I didn't know that. But what happened? En hy vertel vir my klein bietjie sy storie. Ek sê vir hom, Victor, would you put out your hand and let me pray for you? En bietjie hesitation gehad en hy steek sy hand uit en ek sit my hand bo op hom, maar net so entjie van sy hand af. En ek vra, Heilige Gees, vuur, raak vir Victor aan, bring vrede oor sy lewe, want Jesus het gesê, hy gee vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Vrede wat verstand te bowe gaan. Met ander woorde, jy kan nie verstaan wat se tipe vrede hierdie is nie. En vrede kan jy slegs in die Heilige Gees vind. Daar's geen ander, alle vrede buitekant Jesus is valse vrede, dit hou nie vir altyd nie. Jesus gee vrede wat die wêreld nie kan gee nie, gaan jou verstand te bowe. En ek bid vir 'n oomblik vir hom, en terwyl ek besig om te bid, ruk hy sy hand weg, en hy sê vir my, I need to go, en hy gaan na sy kamer toe. Nou Victor het omtrent elke aand either 'n bottel wyn of vodka of iets uitgedrink in sy kamer, en dan het hy gaan slaap, en so het Victor nie hierdie Jesus aangeneem nie. Sy woorde aan my was gewees, I have a good life, I have a beautiful wife, I make good money, I am good. 2 weke later bedien ek en 'n vriend in die Kaap. Terwyl ons daar is, bel my ma my en sy sê vir my, hoorie, ons weet nie waar Victor is nie. Sy kamerlig brand, sy deur staan oop, toiletsakkie lê op die bed, maar Victor is nie hier nie. Pa het nou net gaan kyk of hy nie dalk ergens dronk bestuur is en toegesluit is of iets nie. So gaan soek my pa hom, kry my die polisiestasie, niks nie. My een vriend werk toe by 'n car company wat karre uithuur en hy bel my, hy sê vir my, buddy, we found Victor. Ek sê, where did you find him? Hy sê, no, we found Victor, but I'll send you the pictures. En hy stuur vir my die foto's. Toe ek my foon opmaak en ek kry die foto's, toe sit Victor se kar, wat presies in 2 gesplit is, in 2 balletjies opgerol. En ek vra, but where's Victor? Is Victor okay? Hy sê vir my, unfortunately, Victor was also split in 2. Victor se liggaam was in 2 verskillende plekke opgetel, op die straat in daai een ongeluk, 2 weke nadat ek vir hom gebid het. En hier is die harde realiteit. Victor het 2 weke voor daai oomblik vir my gesê, ek het goeie geld, 'n mooi vrou, ek het 'n goeie lewe, ek het nie Jesus nodig nie, ek is okay. 2 weke later is Victor oorlede in 'n verskriklike ongeluk. Sy kar is in 2 gedeel, Victor is in 2 gesplit. En hier sit ek hierdie kant en dink net by myself, hierdie ou het 2 weke terug 'n belofte gehad wat gratis vir hom is, sou hy net sy vertroue totaal en al volkome in Jesus geplaas het,
dat hy ewigheid in totale vrede met God kan spandeer. En hy het vir my gesê, hy's okay, hy maak genoeg geld, hy het 'n mooi vrou, hy het 'n goeie lewe, hy het nie hierdie nodig nie. 2 weke later, lê Victor se toiletsakkie nog steeds op die bed. Hy kon nie eers dit saamgevat het nie. Hierdie is 'n harde storie, want dit is 'n harde realiteit. My vriend, ek en jy is nie môre beloof nie. In Jakobus 4 sê hy, my en jou lewe is soos mis voor die son. Een oomblik is jy, die volgende oomblik is jy weg. En daar's net een van 2 plekke waar ek en jy kan opeindig. Ons gaan miskien opeindig in hel, of ons gaan miskien opeindig in die hemel. Ons gaan by God wees, of ons is van hom af verwyder. Of jy kies Jesus, of jy gaan van hom af weg. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar's 'n getuienis van 'n ou wat die middeweg gekies het. En toe het hy 'n visie gehad. Hy was lewendig, hy het 'n visie gehad. Wat hy sien, hoe stap Jesus met mense weg, en hoe stap die duiwel met mense weg. En die duiwel kom terug na hom toe, en sê vir hom, kom, jy moet saam met my kom, en hy het vir die duiwel gesê, nee, ek kan nie saam met jou gaan nie, ek gaan nie saam met jou nie, en ek gaan ook nie saam met Jesus, ek kies nie een van julle twee nie, ek kies hierdie muur, ek wil net op die muur sit, en die duiwel sê vir hom, my vriend, die muur behoort aan my, die middeweg behoort aan Satan, daar is nie 'n middelweg, daar is nie 'n grys area, 1 voet in die wêreld, 1 voet in die koninkryk, of jy wil nie een van die twee kies nie, jy wil maar net hier, dit is nie daar nie. Dood is deel van lewe. Ek en jy gaan eendag voor God staan. Hebreërs sê hy in vers 9, in hoofstuk 9 sê 27 sê every man is appointed to die once. After that comes judgment. Ons almal gaan sterf en na dit kom oordeel. En ek en jy gaan voor God staan eendag. Wat gaan jy vir hom bring wanneer jy voor hom staan? Dan gaan eider wees, Here, ek is skuldig, dan klaar die duiwel jou aan en gaan jy hel toe. Here, ek is onskuldig, dan klaar die duiwel jou aan en sê jy lieg. Of die bloed van Jesus het my skoon gewas. Ek het dit vertrou. En dan sê Jesus, kom in, wel gedaan, my getroue diensknegt, kom in. En jy het 'n keuse om te maak vandag. Kies jy Jesus, want oor 2 weke weet ek nie waar jy is nie. Dis nie vir ons beloof nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Vandag wil ek opreg net weer my lewe vir U gee. Ek wil nie 'n oomblik verbygaan wat ek dink my lewe is okay en ek's op 'n goeie plek en alles gaan goed met my, dat ek U nie nodig het nie. Vandag gee ek opreg my lewe weer vir U. My lewe behoort aan U, Here. Ek sit dit in U hande. Ek vertrou U volkome met alles in my en met alles wat ek het. In die naam van Jesus bid ek dat elke persoon wat hierdie video kyk, wat nie reg is met U nie, op hulle knieë sal gaan en hulle lewe totaal al volkome vir U kan gee, want U is waardig van ons lewens. U die prys betaal vir ons lewens. In die naam van Jesus bid ek dat die Gees van God oral sal kom, nou soos hulle hierdie video kyk, en dat dit luister, dat dit oral sal kom, oortuiging in hulle hart sal bring, dat as hulle nie reg met U is nie, dat hulle reg kan maak met U en hulle geloof en vertrou totaal en volkome in U sit. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. My vriend, as jy nog nie reg is met Jesus nie, maak vandag reg.